Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, onbeweeglik in die siftingstyd. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hebreërs hoofstuk 12 vers 28. Diegene wat Christus aanvaar en in hul eerste vertroue sê, ek is gereed, loop die gevaar om op hulself te vertrou. Hulle verloor hul eie swakheid en hul voortdurende behoefte aan goddelike krag uit die oog. Hulle is onvoorbereid vir Satan se planne. Ons enigste veiligheid is in voortdurende wantroue in diself en afhanklikheid van Christus. Die mens se groot gevaar lê daarin om selfbedrog te pleeg, selfgenoegsaamheid te beoefen en sodoende van God, die bron van sy krag, te skei. Die Here kom baie gou en ons betree tonele van rampspoed. Ons hoef nie te sê dat die gevare van die laaste dae binnekort oor ons sal kom nie. Hulle het reeds gekom. Ons het nou die swaard van die Here nodig om die siel en murg van vleeslike begeertes, aptyte en passies te sny. Gedagtes wat aan losdenke toegegee is moet verander. Die gedagtes moet op God gesentreer wees. Nou is dit die tyd om ernstige pogings aan te wend om die natuurlike neigings van die vleeslike hart te oorkom. Soos die storm nader kom, sal 'n groot klas wat geloof in die derde engelse boodskap bely het, maar nie deur gehoorsaamheid aan die waarheid geheilig is nie, hul posisie verlaat en by die geleedere van die opposisie aansluit. Deur met die wêreld te verenig en deel te neem aan sy gees, het hulle sake in byna dieselfde lig begin beskou. En wanneer die toets gebring word, is hulle voorbereid om die maklike gewilde kant te kies. Manne met talent en 'n aangename aanspreekvorm, wat eens in die waarheid verheug was, gebruik hul kragte om siele te mislei. Hulle word die bitterste vyande van hul voormalige broers. Ons is in die tyd van skudding, die tyd wanneer alles wat geskit kan word, geskit sal word. Die Here sal nie diegene wat die waarheid ken verskoon, as hulle nie in woord en daad sy bevele gehoorsaam nie.